Ons is hier in Melkbos gemeente by die 4de Sondag van ons 40 dae reeks, waarin ons stil staan om bietjie dieper te kyk na die genadegawes wat die Gees gee. En ons herinner mekaar dat genadegawes deur die Gees gegee word letterlik as geskenke. En 'n geskenk kry jy nie omdat jy dit verdien nie, jy kry dit uit genade en daarom genadegawes. En die genadegawes, anders as die vrug van die Gees, word deur die Gees vir spesifieke mense gegee soos wat die Gees wil. En daarom beteken dit dat almal van ons nie dieselfde genadegawes het nie. Almal van ons het die vrug van die Gees. Maar die genadegawes is iets spesifiek, 'n vermoë, 'n kapasiteit, 'n ingesteldheid wat God vir ons gee, wat ons onder leiding van die vrug van die Gees in ons uitleef, sodat God se huisgesin, sy familie, sy gemeente, wat hom sigbaar maak hier op aarde, kan groei en volwasse wees en Jesus kan sigbaar maak in hierdie wêreld. Ek sê dit inleidend, dalk was jy nie tot nou toe deel van die reeks nie, dat jy net in die prentjie inkom. En die uitdaging in hierdie 40 dae is dat ons vir mekaar uitnooi om oop te wees, om bewus te raak van die genadegawe, en daar kan meer as een wees, wat jy bewus raak die Here aan jou toevertrou het. Maar meer as net bewus word om jou uit te daag, om in daardie genadegawe met vrymoedigheid te funksioneer, dat ons mekaar kan aanvul. Ons is vanoggend by die genadegawe van evangelis. En dit het my laat dink, veral vir ons wat al lank die pad van geloof leef. Ons kan so gewoond raak aan die ontsettende voorreg om God te ken, om in God te glo, dat ek amper die geskenk of die verwondering daaroor kan verloor. So vir 'n oomblik of twee. Hoekom het jy vanoggend besluit om in te skakel, of wanneer jy ook al nou na hierdie boodskap luister? Hoekom het jy besluit om na hierdie boodskap te luister? Wat leef in jou hart dat jy die behoefte het om 'n skrifgedeelte te bedink en te luister wat 'n ander gelowige daaroor sê? Jy het dit duidelik gedoen omdat in jou lewe die saad van geloof leef. Jy het dit gedoen omdat jy vir Jesus ken. Omdat jou lewe deel is van iets baie meer as jouself. En dis 'n wonder. En kom ons raak net weer bewus daarvan. Dis nie waar vir alle mense nie. Alle mense het nie nou die behoefte om gemeenskap met God te hê, soos wat jy het, en soos wat jy dit nou doen deur saam met my besig te wees met 'n teksgedeelte nie. Alle mense is nie deel van God se nuwe wêreld nie. Alle mense leef nie hier op aarde in die liefde van God met 'n lewe, 'n ewige lewe wat nie met die dood gaan ophou nie. En dis iets om voor dankbaar te wees, dis iets om van bewus te raak. En dit is iets wat evangeliste met 'n groot passie met ander wil deel. Ek nooi om saam met my net sag te word in die geskenk van geloof en met die Here te praat. Here, dankie dat ek saam met elkeen wat nou inluister op hierdie boodskap,
dat ons vir U kan dankie sê dat U vir ons deel gemaak het van die nuwe lewe. 'n Lewe waarin ons in 'n verhouding met U in ons op hierdie aarde kan leef op 'n nuwe manier. Dankie dat ons hier kan sit en kan begin praat uit ons harte uit. En vir U dinge sê terwyl ons U nie kan sien nie. Maar terwyl ons weet dat ons in U 'n nuwe lewe het. Dankie Heilige Gees dat U ons geestelike oë en ore oopgemaak het. Om 'n verhouding met God te kan hê. Dankie dat ons net soos wat ons is nou vir U kan sê. Here, met my vrees, met my twyfel, met my honger na U, met my bekommernis. Dankie dat ons in U veilig is. En terwyl ons hierdie gedeelte in Handelinge gaan lees, wil ons vir U die volle reg gee om ons te vorm, ons gedagtes en ons harte. Kom doen dit, Heilige Gees. Amen. Oor die teksgedeelte. Ons lees uit Handelinge 8, maar wanneer ons hierdie gedeelte lees, is dit goed om terug te gaan na die begin van Handelinge. Toe die apostels na Jesus se opstanding nog heeltemal bekommerd deur mekaar en verward en baie verskrik was. Toe die Here aan hulle verskyn en net voor sy hemelvaart, het hy hulle bemoedig, 'n laaste opdrag gegee, en toe sy in die hemel opgeneem, sodat hy die heelal met homself volmaak, en toe kom die belofte Handelinge 1 vers 8. Julle moet nou nie bekommerd of benoud wees nie. Maar wanneer Jesus deur die Heilige Gees in julle lewe inkom, sal julle krag ontvang. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, waar hulle toe was, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. Dit was 'n belofte. Meer as 'n opdrag, dit was 'n belofte. Die Here het vir hulle gesê, dit gaan met en deur julle gebeur. En dan begin mens die boek Handelinge lees en dan word beskryf hoe Jesus, wat nou deur sy Gees in die lewe van mense leef, hoe hy hierdie belofte waargemaak het. En nou is ons daarmee by Handelinge 8 vanaf vers 26. Nou voor vers 26 af leer ons al vir Filippus ken as 'n gelowige wat deel geraak het van die gemeente, die eerste vroeë Christene, maar ons leer Filippus in Handelinge hier en voor dit en in ander teksgedeeltes ken as 'n gelowige wat baie spesifiek 'n evangelis was. Dit word net so van hom gesê. En hier is 'n wonderlike mooi beskrywing van hoe Filippus sy genadegawe as evangelis in 'n praktiese situasie uitleef. En ek lees dan van vers 26. Nadat daar nou 'n geskarrel was en vervolging was en verskillende gelowiges verskillende opdragte kry, gebeur dit met Filippus. Vir Filippus het die engel van die Here egter gesê: gaan suid met die woestynpad wat van Jerusalem af Gaza toe loop. Filippus het dit gedoen. En hy het die minister van finansies van Ethiopië teëgekom. Hy was 'n ontmande in die hoë pos by die koningin van Ethiopië. Hy het Jerusalem toe gekom om te aanbid. En nou was hy op pad terug. Hy het op sy wa die boek van die profeet
Jesaja gesit en lees. Toe het die Gees vir Filippus gesê, gaan loop langs die wa. Filippus het nader gedraf en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vra hom toe, verstaan jy wat jy lees? Die Ethiopiër het geantwoord, hoe kan ek as niemand vir my dit verduidelik nie? Hy het Filippus toe mooi gevra om op te klim en by hom te kom sit. Die skrifgedeelte waarmee hy besig was, lei as volg. Hy is gelei soos 'n skaap na die slagplek en soos 'n lam stil is by sy skeerder, so het hy nie sy mond oopgemaak nie. Hy is verneder en alle reg is om ontsê. Wie kan van sy nageslag vertel? Want sy lewe word van die aarde af weggevat. Die ontmande het toe vir Filippus gevra, praat die profeet Jesaja hier van homself of van iemand anders? Filippus het toe by hierdie skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom vertel. Op pad kom hulle by water aan en die ontmande sê, kyk, daar is water, waarom kan ek nie gedoop word nie? Hy het toe die wa laat stilhou en hulle twee het in die water ingegaan en Filippus het hom gedoop. Toe hulle uit die water opkom, het die Gees van die Here vir Filippus weggevat. Die ontmande het hom nie meer gesien nie en hy het met sy reis met blydskap voortgesit. Toe Filippus homself weer kry, was hy in die stad Asdod. Hy het daarvandaan deur al die dorpe die goeie nuus verkondig, totdat hy in Caesarea aangekom het. Filippus, die gelowige met die genadegawe wat die Gees gee as evangelis, is gedring, gedryf, gelei deur die Gees om die goeie nuus te verkondig, die evangelie. Kom ons sê net gou weer vir mekaar. Wat is die goeie nuus? Wat alles te doen het met Jesus. Die goeie nuus is dit wat Jesus op aarde kom vestig het. En Jesus het dit self so verduidelik. Dink nie oor alles, want alle mense is nou welkom om deel te word van die nuwe huisgesin, die nuwe manier van leef wat God nou reeds hier op aarde kom vestig. Goeie nuus, almal is welkom. Hierdie nuwe manier van leef is 'n lewe waarin God in jou inkom en die dood geen meer bedreiging oor jou het nie. Jy kry 'n ewige lewe en jy begin dit nou reeds hier op aarde leef onder die koningskap, in die nabyheid, in die vriendskap met God, deur dit wat Jesus vir jou gedoen het en deur Jesus wat in en deur jou leef. 'n Lewe waarin God deur jou mens wees, deur mense wat anders leef, op aarde begin sigbaar word. Almal is welkom. 'n Lewe vry van vrees, gedryf deur liefde alleen. Dis die goeie nuus. En Jesus het dit moontlik gemaak. Filippus is een wat deur hierdie goeie nuus geraak is, wie se lewe daardeur verander is. En wie nou met soveel ywer om nie kan inhou anders as om hierdie goeie nuus met ander te deel nie. En dan ontvou die verhaal so. Die Gees fluister in sy oor om na 'n spesifieke plek toe te gaan. Die pad van Jerusalem op pad Gaza toe. As ek dit lees, dan slaan my hartbolle makiesie. Dis die pad waar die goeie nuus
aan die uitlandse Ethiopiër verkondig is. Maar ons weet dat soos wat ons hier sit, is die pad van Jerusalem Gaza toe, soos wat ons hier gesit, gesper met skeidslyne, 'n pad waarin daar nie baie lank terug gruweldade van oorlog en geweld gepleeg is en gepleeg word. Hoe ironies. Nietemin, die Gees sê Filippus gaan staan op daardie pad en wees net oop. En dan kom daar 'n man verby op 'n wa. Duidelik 'n belangrike man, want as jy op 'n wa sit, dan het jy status. En dan is dit interessant dat Lukas in sy verhaal hierdie man nogal heel spesifiek beskryf. Hy gee nie sy naam nie, maar hy verduidelik wie hierdie man is. Die eerste is dat hierdie man 'n Ethiopiër is. Nou vriende, in die bekende wêreld, die wêreld van die Bybel, in hierdie tyd die wêreld van die Romeinse Ryk, is Ethiopië eintlik op die randjie van die aardbol. Ethiopië is letterlik dit wat die engel van getuig het aan Handelinge 1 vers 8, gaan deel hierdie goeie nuus in Jerusalem, Samaria, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke. Ethiopië lê op die uithoeke. Ethiopië lê buite die grense van die Romeinse Ryk wat hulle daai tyd as die beskawing beskou het. En blykbaar sê die kommentatore, die woord Ethiopiër sê eintlik dis mense met gebrande gesigte. Dan noodwendig bruin of donkerkleurige mense. As dit ware, hulle is nie ons damse eende nie, as ons vandag se idioom gebruik. En hulle is duidelik heeltemal glad nie deel van die verbondsgemeenskap van Jode, van die nageslag van Abraham, Isak en Jakob nie. Maar daar's meer aan hierdie Ethiopiër. Hoewel hy 'n belangrike man was daar iets anders van hom wat oor en oor in die teks na verwys word. Hy was 'n ontmande. En in die samelewing, veral in die Joodse samelewing, was hy nou eintlik as dit ware nog vis nog vlees. Sy seksualiteit is heeltemal opgevoeder. Hy is nie eintlik iets of iemand nie. Dit is meer spesifiek. In die einste Ou Testament wat hy besig is om uit te lees, as hy teruggaan in die boek Deuteronomium, in die voorskrifte wat in die wet van Moses vir God se volk gegee is daar hierdie verse, Deuteronomium 23 vers 1. Iemand wie sy geslagsorgane verbrysel is, of iemand wat ontman is, mag nie lid van die gemeente van die Here wees nie. Niemand wat gebore is uit ontoelaatbare geslagsgemeenskap mag lid van die gemeente word nie. Selfs nie so 'n persoon se nageslag nie. En dan gaan hierdie voorskrif verder om te praat van ander volkere nog boonop wat uitgesluit is. Dit word spesifiek so beskryf. Want net deur wie hy is en deur sy seksuele status word hy uitgesluit uit die verbondsgemeenskap van die Jode. Sien, sy kulturele en seksuele status maak dat hy nie kan deel in die voorregte van God se volk nie. Dis net hoe dit is. Staan in die wet. Tog is daar by hierdie Ethiopiër 'n hinkering, soos wat daar by ander heidene was, wat genoem is proseliete. Hy moes gehoor het, geweet het van die volk Israel, van die nageslag van Abraham, Isak en Jakob. Bewus gewees het van die tempel. En daar was by hom 'n hinkering om hierdie God van Abraham, Isak en Jakob te aanbid. Jy kan nou maar self die sommetjies maak. Dit was voor die tyd van vliegtye en motorkarre. Met sy wa moes hy spesiale toestemming kry by die koningin van Ethiopië
En die reis van Ethiopië af deur Egipte tot in Israel is nie 'n paar dae op 'n wa nie. Jy doen moeite. En hy het na die tempel toe gegaan. En hy het as buitestander wat eintlik uitgesluit is en wat nie regtig kan deel wees van die familie van God nie. Hy het daar gemeenskap met God by kom soek. Hy moes belangrik gewees het met baie geld want hy het dit op 'n manier reg gekry om 'n deel van die Ou Testament in sy hand te hê. Dit was so skaars soos hoendertande, baie kosbaar, baie duur. Maar net om daaruit te kan lees en te kan weet op grond van wie ek is, op grond van my seksualiteit, gaan ek nooit kan deel hê nie. En dis waar die wonder van die evangelie, die goeie nuus, juist ter sprake kom. Kan jy jou indink? Filippus wat op die regte tyd op die regte plek is, wat die gawe het van evangelis, die gawe om die goeie nuus met iemand te deel, sodat so 'n persoon ingelyk kan word, deel kan raak van die nuwe lewe wat Jesus vir almal moontlik gemaak het. Kan jy dink sy verwondering as Filippus by hom kom sit en vanuit hierdie teksgedeelte hierdie profetiese woord interpreteer en vertel en verduidelik dat in Jesus al die wette, al die voorskrifte opgeneem is en dat in Jesus alles wat mense uitgesluit het om deel te word van God se familie nou opgehef is en dat in Jesus hy die ontmande Ethiopiër volledig mag deel hê aan die nuwe familie van God, waar daar nuwe waardes is, waarin almal welkom is, en wat Jesus, wat alles met homself vervul, die een is, wat die lewe sin en betekenis gee. Geen wonder dat hy uit opgewondenheid dadelik gevra het om gedoop te word nie. Want sien, om gedoop te word is om deurdrenk, deurspoel te word met die volheid van die lewe wat Jesus vir ons by God moontlik gemaak het. En deur gedoop te word is om te deel in alles wat Jesus met sy lewe, sy sterwe, sy opstanding en sy gees vir ons 'n nuwe gemeenskap volledig kom gee het. En dan is die taak van Filippus die evangelis afgehandel. Die Gees lei hom weg om op nuwe plekke met hierdie gawe nog mense wat uitgesluit voel, wat honger is, wat smag, in te trek en te laat deel hê. Nie net in die hoor van die nuus nie, maar in die nuwe lewe. Wat leer ons uit hierdie gedeelte oor die genadegawe van evangelis? Val dit jou op dat Filippus in wat hy doen sensitief is vir die leiding van die Heilige Gees. Hy hoef nie sy eie kop te volg en te wonder aan wie gaan hy die goeie nuus deel nie. Ek dink aan die woorde van Jesus wat vir sy disippels sê, die oes is ryp, die arbeiders is min. Die evangelis is iemand wat nie op eie stoom en op eie oordeel rondloop en mense van hierdie goeie nuus probeer oortuig willens en wetens nie. God doen die voorbereidingswerk. Daar is massas mense, maar die evangelis is in voeling met die Gees, sodat die Gees hulle kan lei. Wie is die vir wie ek hierdie nuus moet deel? Sodat dit op vrugbare grond in die harte val. Wie is die mense met wie God al klaar besig is, sodat ek net my genadegawe hoef uit te leef en die res gebeur van self. Dis ook om evangeliste in hulle deel van die goeie nuus dit eintlik doen met soveel gemak, so ongeforseerd, want dis in pas met hoe die Gees hulle wys en lei. Dis nie hulle bekwaamheid of goedheid nie, hulle is net in lyn.
Die volgende ding wat ons raak sien uit hierdie gedeelte by Filippus is dat evangeliste soos Filippus kyk met die oë van God na mense. 'n Gemiddelde Jood sou na die Ethiopiër gekyk het en dadelik nie gedink het dat dit 'n kandidaat is nie. Dis nie ons damse eende nie. Hy's 'n uitlander. Ek weet nie hoe hy geweet het hy's 'n ontmande nie. Maar 'n evangelis sien in enige mens, ongeag kulturele, seksuele, ekonomiese, maatskaplike status, die potensiaal van iemand wat honger is om die goeie nuus te ontvang, want dit is vir almal. En daarom is evangeliste van nature mense met 'n gemaklike omgang, mense wat nie groot reserves het vir ander nie, mense wat maklike koneksie het, mense met 'n natuurlike charisma en gasvryheid, wat 'n gesprek met iemand ongeag wie hulle is, so maklik aanknoop, wat so onbedreigend is, sodat die koneksie wat die Gees vir hulle gee, maklik kan plaasvind, en hulle mense kan inlei in 'n ontmoeting met Jesus. Die volgende ding is dat evangeliste funksioneer onder leiding van die Gees, maar hulle funksionering is afhanklik van die ander genadegawes. Terwyl die apostels en die profete en die herders en die leraars hulle werk doen om die gemeente van Christus op te bou, terwyl hulle besig is om hulle genadegawes uit te leef, is die evangelis die wat uitgaan en ander inbring, die koneksie maak, sodat hulle dan, nadat die evangelis hulle tot by die Here gelei het, deur die herders en die leraars en die profete en die apostels bedien kan word. Wat belangrik is, soos met die ander genadegawes, is dat die genadegawe van evangelis 'n genadegawe is waarvan jy moet bewus raak en waarvoor jy jouself dan moet gee, waarin jy die opdrag kry, omdat dit 'n genadegawe is wat daar is, nie terwille van jouself nie, maar terwille van ander, terwille van die uitbrei van die koninkryk, terwille van God se saak, moet jy jou daarvoor inspann. Paulus sê in 2 Timoteus 4, vir Timoteus wat duidelik ook die genadegawe van evangelis het, die volgende woorde, kyk hoe sê hy dit. Hy sê, jy Timoteus moet in elke situasie jou teenwoordigheid van gees behou. Sensitief wees, oop wees vir die koneksie met die Gees. Moenie bang wees om vir die Here te ly nie. Vervul jou taak as evangelis. Voltooi die bediening wat God jou gegee het. So om jou gawe van evangelis uit te leef, moet jy eerstens self baie duidelik weet wat jy glo. Wat glo jy? Wat is die inhoud van die goeie nuus wat jy oordra? Filippus het dit baie duidelik geweet, so goed geweet, dat hy op enige teksgedeelte, selfs so interessante een soos wat die Ethiopiër lees, kon aanklank vind en die inhoud van die geloof baie duidelik kon verduidelik. Die volgende ding wat noodwendig is, die evangelis moet self 'n persoonlike getuienis hê. Kyk, om te weet wat die inhoud van die geloof is een ding, maar om te weet hoekom jy dit self glo, om self 'n lewe te hê wat deur hierdie goeie nuus verander is, om self 'n lewe te hê van 'n verhouding met Jesus Christus, van deel wees van God se nuwe gemeenskap. Dit is iets wat jy baie duidelik moet verstaan. Jy moet weet nie net wat jy glo nie, maar hoekom glo jy dit? En dit raak jou lewe. Die volgende eienskap van 'n evangelis wat ontwikkel moet word is dan die vermoë
om dit wat jy glo en jou persoonlike ervaring van dat jy dit glo en hoekom jy dit glo, om dit wel te kan oordra, te kan verduidelik. Daarom is dit, soos Paulus vir Timoteus sê, dat jy teenwoordigheid van Gees moet hê. Jy moet 'n sensitiwiteit hê vir die werking, vir die fluistering van die Heilige Gees, dat jy in pas met die Gees jou gawe kan uitleef. En noodwendig moet jy, om die gawe van evangelis uit te leef, dat die kerk kan groei, dat ander kan baat vind, moet jy met Jesus so onveroordelende, deernisvolle, gasvrye, warm oë na alle mense kyk as kandidate, ongeag waar hulle op die oomblik is, om die goeie nuus te kan ontvang en kan deel in die nuwe lewe. Hoe lyk gemeentes waar die gawe van evangelis wees aktief geleef en uitgeleef word? Dis belangrik om dit te vra, want hierdie genadegawes is gegee dat die gemeentes, geloofsgemeenskappe kan wees wat God hulle bedoel het om te wees. Gemeentes waar die gawe van evangelis uitgeleef word, is gemeentes wat so leef, wat so funksioneer, waar Jesus so teenwoordig is, dat evangeliste hulle gawe kan ontdek, gehelp word om te weet wat hulle glo, hoekom hulle glo, wat die impak op hulle eie lewe is. En is gemeentes wat evangeliste dra en ondersteun om uit te beweeg, om met Jesus se gasvrye oë uit te reik na ander. Dis gesonde gemeentes. Gemeentes waar die gawe van evangelis uitgeleef word, moet vanselfsprekend gemeentes wees wat gasvrye ruimtes is en wat met dieselfde oë as evangeliste na ander kyk, sodat ander vreemd en snaaks soos wat hulle wel is, soos wat die evangelis hulle inbring, dat hulle kan tuiskom en die goeie nuus wat die evangelis met hulle gedeel het, die verhouding wat die evangelis met Jesus bewerk het as 'n instrument, dat daai mense in die gemeente kan tuiskom en kan sien hoe lyk God se familie. Gemeentes waar die gawe van evangelis uitgeleef word, is daarom gemeentes waarvan die deure oop is om alles en almal te kan verwelkom, sodat hulle in die veilige liefdesgemeenskap van die gemeente Jesus kan leer ken, hulle eie genadegawe kan ontdek, en Jesus deur die manier waarop hierdie gemeente saamleef sigbaar kan word. Onnodig om te sê, gemeentes waarbinne die gawe van evangeliste teenwoordig is gemeentes wat dinamies is en groei, vol lewe. Jy kan nou sê dat jy luister na die boodskap en redelik seker is dat jy nie die genadegawe van evangelis het nie. Maar waarmee ek wil afsluit is om te sê dat al het almal nie die genadegawe van evangeliste nie, word ons almal geroep, almal, om met ons lewe, met ons verhouding met God, wel getuies te wees van die goeie nuus. En wat dit vir my so mooi duidelik uitlig, is die woorde van Petrus in 1 Petrus 3 vers 15. En dit sê hy vir almal van ons. In julle harte moet daar net heilige eerbied vir Christus die Here wees. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle leef. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God.
Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kry, dat hulle kwaad van julle gepraat het. Almal van ons is nie evangeliste nie. As jy die vlammetjie van hierdie genadegawe in jou voel leef, dan nooi hierdie boodskap jou uit om dit te laat groei. Maar weet dat die Here vir ons elkeen uitnooi om met my hele lewe, sonder enige twyfel, altyd gereed te wees om 'n verduideliking te gee van die hoop wat in my leef. Ek word geroep om gereed te wees om vir enige iets in iemand te kan verduidelik. Wat is die inhoud van my geloof? Hoekom glo ek dit? En hoekom is dit die beste ding nog ooit? En daarom huiswerk, iets om oor na te dink, dalk die res van die dag of in hierdie week. Wanneer laas het jy daaroor gedink? Wat is die inhoud van my geloof? En nou nie soos jy dominee dit verduidelik nie, maar vir jouself weer uitgemaak, hoe sal ek vir iemand anders verduidelik wat ek glo? Maak dit jou eie. Gaan sit vir 'n oomblik en skryf dit weer neer. Wat glo ek? En as jy dit vir jou weer uitgemaak het en verwonderd is daaroor, vra die volgende vraag. Maar hoekom glo ek dit? As jy die hoekom vraag vra, dan kom 'n mens by die praktiese uitleef en die besef, ek glo dit omdat in my eie lewe Jesus en sy Gees en die lewe in God se nuwe wêreld 'n werklikheid is. Ek glo dit want dit laat my anders kyk. Ek glo dit want dit gee vir my die antwoord op my diepste vrae. Hoekom glo jy dit? En wanneer jy dit vir jouself beantwoord het op 'n vars manier, en jy ervaar weer daai bruising, en jy beleef die vrymoedigheid, dat as enige iemand dit vir my sou vra, al is ek nie evangelis nie, sal ek dit kan verduidelik, want dis belangrik. Hoor dan dat Petrus sê, wanneer ons dit verduidelik, doen dit met beskeidenheid. Vriende, dis belangrik om dit met beskeidenheid te doen. Want die feit dat ek dit glo, die feit dat my lewe verander is doodgenade. En ek dink ons moet as gelowiges versigtig wees dat hoe ons die goeie nuus oordra, nie op so 'n manier met 'n bombasme en 'n meerderwaardigheid is, dat ander mense eintlik daardeur afgesit word nie. Dat ander mense eintlik daardeur geboelie word nie. Nee, wanneer ons getuig, wanneer ons dit deel, dan doen ons dit met 'n beskeidenheid. Want eintlik wat die hardste getuig, is nie my woorde, en met hoeveel fors ek dit op iemand anders wil afforceer nie, maar die feit dat die manier waarop ek leef, en hoe Jesus deur my vloei, ander mense laat sien, dat dit wat ek met soveel beskeidenheid en deernis en broosheid vir ander sê, word gedra deur 'n lewe van vreugde en vrede en vrug en liefde wat boekdele spreek. Mag die Here so in ons almal werk dat ons met beskeidenheid, maar met die grootste kragtige vrymoedigheid met ander kan deel wat is die goeie nuus. Mag hy vir ons as gemeente, vir ons as kerk in hierdie wêreld die oë van evangeliste gee om almal in hierdie wêreld rondom ons te sien as moontlike kandidaate wat ryp is om hierdie goeie nuus te ontvang. Mag ons as gemeentes so leef dat ons oop en dinamies genoeg is dat hulle wat evangeliste inlei in ons midde inkom
en tussen ons hierdie Jesus wat hulle ontmoet het, beter leer ken, soos wat ons die ander genadegawes teenoor mekaar waarleef, en die wêreld kan sien, God se koninkryk, 'n nuwe manier van leef, is nou reeds besig om sigbaar te word. En dit is die lewe wat tot in alle ewigheid gaan bly bestaan. Mag die Gees jou hierin lei. Ons bid saam. Here Jesus, dankie dat met hierdie boodskap U vir ons herinner, dat U waaragtig toe U mens geword het, van hierdie wêreld 'n nuwe plek gemaak het. Dat U waaragtig al die wette, al die voorskrifte, al die reëls in die Ou Testament kom oopbreek het, en dat U die vensters van die hemel oopgemaak het, en alle mense nou innooi, omdat U God sigbaar gemaak het, omdat U alles wat ons van God geskei het, weggebreek het. Here, ons is verwonderd dat U nie net in die hemel nou regeer nie, maar dat U vir ons elkeen gawes gee om onder mekaar so te leef, dat U nuwe wêreld, U koninkryk onder U heerskappy in en deur U kerk sigbaar word hier op aarde. Here, kom vermeerder dit. Here, kom roep evangeliste op in ons midde, in ons land, in ons wêreld, om ander mense wat U voorberei het, te oortuig en in te lei, sodat hulle bly is soos die Ethiopiër oor die goeie nuus. Maar Here, vorm en bou ons as gemeentes, om hawes te wees waarin hierdie mense kan tuiskom, sodat ons in hierdie wêreld vol vrees, vol haat, vol twis, vol oorlog, vol hartseer, 'n nuwe gemeenskap vorm, U koninkryk, wat goeie nuus is vir alles en almal. Dankie dat U vir ons deel gemaak het daarvan. Wys ons elkeen op 'n vars manier ons plek. Lei ons deur die Gees. Amen.